trek. Ja, welkom aan almal hierso. Ek is nou baie opgewonde om die live aan te bied. En ons gaan gou hierso die klank lekker hard sit. En ja, dan gaan ons nou lekker saam gesels. So kom ons kyk dat ons gou live daar gaan. En net so 'n bietjie TikTok so 'n bietjie nader skuif dat hulle ook mooi kan hoor. Ek dink laas keer het dit nogal goed gewerk. Kom ons nou daar ingaan. En nou ja, daar is hy. Alright, so daar is hy. Kom ons kyk. Sê hallo Johan, baie welkom. Kom ons kyk. Dan gaan ons gou daar. En ons gaan op die live link in. En daar gaan hy. Alright, ons gaan gou. So. En ons sê switch account. Right, welkom aan die Facebook mense. Nou, daar's Karina weer. Hallo Karina, lekker om jou te sien. Ja, so groot verwikkelinge, né? Ons is aan die hardloop met die kar nie voor. Doen baie goed, baie positiewe resultate. En Karina is een van ons ou coaching vriendinne en sy gaan nog weer inskakel ook. Maar sussie Lillian is ook op die coaching. En so lekker om hierso altyd te hê. So kom ons kyk, daar sê, en daar gaan, hierso is die coaching vriende, en daar gaan ons nou, dis net gou daar, knoppie druk, en admit all, daar sê admit all, en daar is Billy, Nancy, en Louis, so maar lekker om almal hier te hê. Hallo Santi, lekker om jou te hê man, baie welkom. Goeienaand almal, hallo Kobus. Hallo Johan. Goeienaand Kobus. Daar sê hallo Billy, hallo Liesel. Ja man. Goeienaand Kobus. Dan sê hallo Nicoline. Hallo Frans, Isabel. Hallo Elmarie ook. Gaan dit goed Frans? Dit gaan goed dan, Kobus. Mooi man, mooi. Van dat jy hier is, gaan dit beter Frans, hoor. Ek sê mys altyd, as ek by mense gaan kuier Frans, dan sê ek vir hulle, ek maak hulle 2 keer bly, as ek kom en as ek gaan. Dan is hulle 2 keer bly, jy sien. Ja, so daar is hy, ek wil net gou hierso, vir Gustaf ook welkom, sê Gustaf man, ek is bly jy is hierso, baie dankbaar. En ja, so, en dan, ja, hierso, sommer 2 Johanne, Johan Noorkee is ook hierso, en Elise. Goeienaand Kobus. Dan sê, hallo Johan. Alright. Ja, so kom ons begin die live, en soos ouder gewoonte, ek wil net die Facebook mense ook daarom welkom sê, en dan die TikTok mense, as julle daai like knoppie kan druk, dan gaan dit sommer baie help, en die share knoppie, dat hy kan hardloop, ja, en so, die ding werk maar soos op 'n gewone mindset ook, ek sê altyd vir mense, onthou, ons gee nie mediese advies nie, maar hier is baie goeie raad wat baie keer gegee word, en getuienisse wat gepraat word, en hier is baie mense wat na hierdie live luister, en dan word hulle bemoedig deur julle getuienisse, so vir almal wat nou ingeskakel het vanaand op die live coaching vriende, baie dankie dat julle hier is, ek is so dankbaar oor elkeen van julle, ek ken julle elkeen, en dis wat die coaching so lekker maak, is julle is individue in julle eie reg, suksesvol met wat julle doen, maar weet jy wat, jy help iemand vanaand, en dit is waaroor dit gaan, soos ek altyd maar vir Gustaf ook sê, het gaan nie oor jou nie, jy weet, Gustaf het al so baie mense gehelp, en vele van julle het al baie mense gehelp, Annelie is ook hier so, hallo Annelie, lekker om jou hier te sien, en, maar op 'n van die dag, dit gaan oor die ander persoon, daar's nog 'n Annelie daar buite, daar's nog 'n Gustaf daar buite, wat met jou identifiseer, met jou storie, né? En dit is waaroor dit gaan, dat jy inspireer iemand anderster, en as mens mooi daaraan dink, dan is dit eintlik 'n groot voorreg om iemand anderster te kan inspireer. Ek het so
'n ding wat ek glo oor inspirasie, en julle kan vir my sê, hoe voel julle daaroor? Ek glo dat inspirasie kom van die Here af. Ek glo dat die woordjie inspirasie kom van die woordjie om in die gees van die Here te wees, in spirit, en in die gees van die Here te getuig, en vir hom die eer te gee. Want ek glo, elke een van julle, letterlik, Louis, elke een van julle het my pad gekruis vir 'n rede. Louis spreek baie in my lewe in. Hy stap 'n geestelike pad, en dis vele van julle wat 'n geestelike paaie stap in. Ons kan nie goed nie skei nie. Ons is nie skaam om daaroor te praat nie. Dis so lekker. Ek het vandag ook vir 'n coaching vriendin 'n playlist gedeel van musiek waarna ek luister. Geestelike musiek, maar ek praat nou alweer hopeloos te veel. Kom ons begin die, ek gaan graag vir die coaching vriende vra. Julle kan gerus ouer gewoonte, op die onderkant van die skerm is daar so 3 kolletjies, en dan kan jy gerus jou hand opsteek en sê gerus wie jy is, en deel soveel jy wil. Jy weet, dit is regtig baie kosbaar, en ek wil net vir Michelle ook welkom sê. Michelle, welkom hier Michelle. Michelle is Engels, maar sy praat beter Afrikaans as ek. Dan sê Johan, jy kan gerus praat. Hallo Elise, hallo Johan. Goeienaand Kobus, hoop dit gaan goed daar met almal en al die vriende. Ja Kobus, vandag is dit seker so 80 dae op die Karnivoor. Eers wil ek vir almal sê, baie dankie wat op die Karnivoor vriende is. Baie dankie vir die motivering by elke mindset wat hulle gee, en wat vir my baie gehelp het en wat ek baie waardeer, is van die eerste keer wat ek begin het met Karnivoor, met die meetings, tot nou toe het dit 'n groot wending geneem, dat die mense glad nie meer bang is om oor hulle Christelike oriëntasies te praat nie. En ek dink dit is wat die supportgroep so wonderlik maak, want ou weet met wie jy deel, en dat ons almal een doel het, en wat elke ou se identiteit in Jesus is, en want Jesus leef in ons almal. Dit kan 'n mens by die vorige sprekers, wat ook in die vorige meetings gepraat het, agtergekom het. Hulle praat nie om hulle self op te hemel nie, maar dit gaan alles oor die eer en die verheerliking van die Here. Dit waardeer ek verskriklik baie, en ek dink ons almal loof en prys die Here en gee hom al die heerlikheid daarvoor. Ja. Baie dankie daarvoor. Baie dankie Johan. Ja, wat 'n kragtige getuienis, nê, en hoe dan nou anderster, want ons is dan in die bloudruk van die Here gevorm, en die Here het die Gees in elkeen van ons geblaas. Nie elkeen van ons glo dieselfde nie, en ons het nog nooit probleme daarmee gehad nie. Ons praat baie respekvol met mekaar, en dit is net lekker om 'n gemeenskaplike punt te hê waar ons vanaf wegtrek, jy weet, en miskien glo iemand nie eers nie, en dis ook alright, maar op die einde van die dag, ons is nie skaam oor wat ons glo nie, en ons praat lekker oor die dinge, want Johan, jy het eintlik 'n baie belangrike punt aangeraak, en dit is, jy weet, wat is die Here se wil vir jou? Jy weet, wat is daardie wil van die Here vir jou? En jy kan van my verskil, maar my opinie is, die Here wil hê jy moet gesond wees. Dis my opinie. Alright? En baie keer sal mense sê, ja, maar dit is die Here se wil dat ek moet siek wees, of die Here wil hê ek moet nou deur hierdie ding gaan. En ek is nie daar om enigiemand verkeerd te praat nie. Dit is 'n saak tussen jy en jou Skepper, maar die feit van die saak is, dat as jy gaan kyk na hoe God jou geskape het, hy het jou perfek geskape, en ek sê nie hiermee dat alle siektetoestande kom van verkeerd eet af nie. Maar wat ek wel sê is dat die meeste siektetoestande kom van verkeerd eet af. Daar is sommige probleme wat deur mense gaan, wat nie hulle skuld is nie. So kom ons wees net baie openlik oor dit, maar ek dink die ding is, ek dink dit kom terug na verantwoordelikheid, Johan, nê, yes, jy kan praat, dis reg. Ja, ek stem definitief saam met jou, ek het al noem het ek het enige dieet al geprobeer wat daar was, maar ek het dit self probeer aanpak, en omdat ek het as op my eie ek, Johan Orkewe gedoen het ek elke keer geval in dit wat ek wou gedoen het, en die uiteinde was, ek het meer gewig opgetel, die musiektoestande
die vermeerder, elke keer het hy bygekom. Dit het tot so ver gegaan dat 'n mens eintlik jou eie identiteit en baie van jou karakter beïnvloed word daardeur. En wat jy wat 'n normaalwege ekstrovert is, word 'n tipe van 'n introvert met 'n verdedigingsmeganisme wat net sal sê ek is alright en 'n joke maak hier en daar om dit vir ander mense makliker te maak. Maar eintlik is dit omdat jy nie jouself kan wees nie. En dit is wat die karnivoor verander het en dit is wat vir my wonderlik is. Dis 'n kragtige getuienis, Johan, en ek is so dankbaar oor jou en Elise. Julle het so 'n pragtige manier hoe julle die coaching doen en dankie vir die paadjie wat ons kan stap. Ek moet vir jou sê, julle maak die bootcamps ongelooflik lekker en dit is so van waarde om julle daar te hê en ek voel altyd 'n beter mens as ek uit 'n bootcamp uitkom op die Google Meet, omdat julle my beter maak. En dit is, ek het sulke vriende in my lewe nodig en is baie spesiaal. Ek sê vir een van ons coaching vriende vandag, soos ek in die vorige live ook gesê het, as jy al die lives kan bywoon en al die bootcamps wat in 'n maandse pakket is, dan is dit 30 ure as jy 'n halfuur coaching sessie een keer 'n maand doen, net een keer 'n maand. Dan is dit 30 ure wat jy basies in goeie geselskap kan wees, soos vanaand. Dis regtig goeie geselskap. Jy weet, Jacobus, jammer meneer Redekop, dis definitief baie waar. Jy kan jy vereenselwig met elke persoon wat sy getuienis lewe en dit is wat nice is en so word jy elke keer, na elke meeting word jy gelig. Daar waar jy sou geval het, jy word uit die gat uit gelig, want jy weet ons doen dit saam en ons praat vir mekaar. Daar was wonderlik wat hulle verlede sessie gesê het Sondag aand, dat die mense tot bereid is om vir mekaar te bid en hulle is openlik daaroor. Ja. En dit is wat dit lekker maak, wat 'n mens, jy moet deel wees van so 'n tipe supportgroep, want is op die regte basis gebou. Absoluut Johan. Ja, en wat dit lekker maak is jy is in 'n veilige omgewing. Okay, vanaand is live, maar al die ander bootcamps is privaat. Dit is net die coaching vriende wat daar kan wees. Wat vanaand is, jy praat, maar dit is die mense op TikTok en Facebook hoor, maar dit is goed so, ons het dit so beplan. Maar wat ek bedoel is, al die ander bootcamps is heeltemal 'n geselekteerde, jy weet, audience, of 'n gehoor, en ons het dit so beplan. En weet jy wat baie spesiaal is, Johan, is, ons het nog nooit probleme gehad met enige iemand wat daar is nie. En die rede daarvoor is, ek ken elkeen. Ek ken elkeen se situasie, en jy weet, so hoe langer julle coaching doen, hoe meer gaan julle ook die mense leer ken, soos jy nou al baie van die mense al ken, en 'n bietjie van hulle agtergrond ken, en so. En dit maak dit spesiaal, jy weet, die woordjie netwerk kom na vore, netwerk, maar dan ook is ons 'n groep mense, ons is eintlik 'n familie op die einde van die dag. Jy weet, ons is 'n karnivoor familie. Karina wat nou op die TikTok live is, sy het ook altyd gepraat van die carnivore family, jy weet. En daar's definitief iets wat ons daar saambind. En soos jy nou ook gemeld het, die feit dat ons nie skaam is om geestelik daaroor te praat as jy wil, dis nie te sê jy moet nie, maar jy weet, jy kan jou hart uitpraat, en soos byvoorbeeld op die vorige live, die vorige mindset recap, die een wat nou Sondag plaasgevind het, waarna jy verwys het, waar dit eintlik baie spesiaal was, omdat die mense, twee van ons coaching vriende, basies bietjie hulle harte oopgemaak het, en ook oor die moeilike goed gepraat het, jy weet, byvoorbeeld cheating op karnivoor, en daai tipe goed, waar jy nie sommer geleentheid sal kry op 'n ander platform, om so lekker te praat met 'n ondersteunende groep nie, jy weet. En ek dink dit maak dit baie spesiaal, om in 'n veilige omgewing te wees, waar jy in Afrikaans jou hart kan oopmaak en kan praat, en ek dink dit maak dit baie spesiaal. Ja, nee, ek stem saam met die Afrikaans, want anders sou ek nie baie woorde praat nie, want ek kan skaars dit en ek verselfverdediging. Maar dit is maar ons mense van Dispatch en die Karoo se probleem.
Maar wat ek waardeer van die oop storie wat dit op die lig is vanaand is, want ek was eintlik ook altyd een van die mense wat gesê het, as almal van Carnie voorpraat, dan sê ek, ja, dis net nog 'n dieet. En wat belangrik is, as 'n mens so in die mindset is, dan kom jy agter, dit is glad nie 'n dieet nie, dis 'n leefstyl en 'n leefwyse. Ja. En wat jy om die regte redes doen en alles, niks gaan oor gewig nie. Of baie mense gaan dit oor gewig, maar die meerderheid gaan dit oor die gesondheid en om aan sy tempel van die Here te werk, om op die ou ende meer te kan doen en meer terug te gee vir ander mense. Ja. Dit is baie waar wat jy daar sê. Hoorie, ek wil graag bietjie jou hoor, wat se wenne het jy gekry op die Carnivore, jy en Elise, Johan, as jy vir my so bietjie kan vertel. Ek het die 19 Maart het ons begin is soos 80 dae terug. Ek was soos ek altyd gesê het, vir mense wat al hoor het, ek was regtig, ek was vasgespijker teen die muur. Ek was eintlik useless, want ek het eintlik net gesit, ek het nie energie gehad nie, ek het bitter min dinge vir myself gedoen, want nou was nie my heeltemal in staat om dit te doen. Ek het pyn in my voete gehad, my pyn in my voete is weg. Ek het pyn tot in my enkels gehad, die arthritis by my knie is weg, my skouer is weg. Ek hou glad nie meer water terug nie. Die opgeswellendheid onderkant my bors is weg. Ek kry nie swybrand nie. My sinus is weg. Soos ek gesê het, ek het baie meer energie en is baie meer beweeglik. Ek slaap beter. Soos ek gesê, ek weet jy wat genoot, my urinesuur het verbeter. Wat so nice is van die Carnivore, met die vetinname en goeters, jy word nie meer honger, die cravings wat jy die hele dag wil knibbel aan iets, is iets van die verlede. My bloeddruk is onder beheer, so ek is baie gelukkig. Ek het 20 kilos so ver verloor. Maar soos Heinz gesê het, ons moenie praat oor hoeveel kilos jy verloor het, want dit gee jou 'n wan idee van wat jy gewen het, of as jy net na kilos kyk. Toe het ek gekyk, ek het in my liggaamsmassa het ek basies 10%, amper 11% verloor, maar dan klink dit of 'n ou nie eintlik jou goal bereik het. Nou, toe sê ek, nee, ek gaan dit verder uitwerk. My goal is om, sê, 60 te bereik, en dit beteken ek het nou al amper 33% sukses behaal in dit wat ek verloor het. En dit is wat dit vir my nice maak en my gemotiveerd hou saam met al die ander mense wat hulle getuienis lewer. Is pragtig. Ek tel hier so al jou wenne, dit is daarom baie. Die pyn wat weg is uit die voete, die water wat afgegaan het, dit is nou die swelling, en dan die swybrand wat weg is, en ja, die bloatedness wat weg is, die slaap wat verbeter het, die urinesuur wat verbeter het, afgegaan het, en soos jy sê, die honger, hoe kan ek sê, die cravings, nee, wat nie meer daar is van vorige dieete en goeders nie, en dan natuurlik, soos jy sê, die 20 kilogram wat jy al verloor het, 33% wat jy van jou doelwitte al bereik het, en dit is so mooi om te sien, Johan, en weer eens, baie dankie vir jou voorbeeld, jy inspireer nou 'n klomp mense, wat ook 20 kilogram wou verloor, en ek weet dit gaan nie oor die kilogramme nie, maar kom ek sê vir jou, hoe werk sosiale media? Sosiale media is, ek en jy verstaan wat Heinz gesê het, maar die sosiale media, hulle hoor 20 kilogram, en hy dink in kilogramme. Dis maar 'n menslike faktor. Sorry man, Kobus, net wat ek wil bysê, sonder voor ek begeer op hom. Sonder jou en sonder die coaching vriende, gaan nou dit nie kan regkry nie. Want dit maak nie saak, wat se tyd van die dag of die nag het is, as jy 'n probleem het, en ek WhatsApp vir jou, jy antwoord terug, en jy's altyd daar om te motiveer, en om 'n ou te probeer lig, uit die gat waar jy is. En dit waardeer ons verskriklik. Ag, baie dankie Johan, dankie vir jou bemoediging en dankie vir jou vriendskap, ek waardeer jou, ons waardeer jou, en nee, dit is so lekker om jou net aan boord te hê, en dit is sommer baie lekker man, ons waardeer jou, en dankie dat jy die moeite doen, jy en Elise, om, jy weet,
te praat en te getuig en so. Is daar 'n wenne wat jy vir Elise wil praat of wil sy self praat? Sy is baie welkom. OK, sy is op die oomblik teenwoordig. Ons het maar iets waaraan ons moes aandag gegee, so sy gee aandag aan. OK. Ja? Dis hoekom ek ook seker is binne die volgende 10-15 minute maar van die lug af sal gaan. OK. En ek vra verskoning vir dit, maar dit is iets wat ons aandag benodig. Nee, 100% reg. Man, baie dankie Johan. Baie dankie vir alles. Baie dankie Johan. Wat 'n pragtige getuienis, né? Ja, dit is nou omtrent mooi gestel. Ek wil net vir Sonja ook groet. Hallo Sonja en Ella. Daar's 'n klomp mense nou op TikTok. As julle die like knoppie kan druk, sal waardeer. Ek wil net vir Heinz ook daarom groet. Hallo Heinz, so lekker om jou hier te hê en Tinus. Ja, nee, so kom ons hoor 'n bietjie daarso. Wat sê julle van en Sandra is ook hier. Sandra en Santi, julle moet asseblief praat, hoor. Almal van julle kan Pieter ook. Hallo Pieter. Julle moet asseblief daai knoppie druk dat julle inkom. Frans. Asseblief. Kom ons hoor bietjie wie wil hallo sê, Johan. Julle is daar's hy, Heinz, jy kan gerus inkom. Hallo Kobus, hallo res van die vriende hierso. Yes. Ek het 'n bietjie gesukkel met die mikrofoon vanaand, maar dis een van die goed wat mense kan uitsorteer. Een van die dinge wat mense sukkel om uit te sorteer is al jou gesondheidsdinge as jy nie weet hoe om dit te doen nie. En dis 'n belangrike storie. So elkeen van ons stories verskil, elkeen van ons redes verskil van waar ons op die punt gekom het dat ons by Carnivore uitgekom het. Myne het begin by die punt waar ek het al die jare seker verkeerd geëet, nie seker nie, ek het verseker verkeerd geëet. Maar my groot probleem met gewig en met groot ongesondheid het begin toe ek 'n rugoperasie moes kry eintlik middel 2007 na ongeluk. Wat ek ewe skielik begin inflammasie kry het in my lyf. En dit sit nou op 'n slegte plek want jy voel heeltyd sleg. Jy sukkel met mobiliteit, jy sukkel met 'n klomp goeters. En dan op 'n stadium dan word daai verbyloop vir by die yskas moeilik, want jy wil elke keer gaan kyk of daar nie 'n antwoord in die yskas is. Kon nie verby 'n aardappel loop nie, ek kon nie verby suiker loop nie, en dis chips en dis 'n ou sweetetjie wat daar aan die pak is en al daai klas van goeders. En nie so sleg gegaan nie, maar later erger. So ek het in Januarie net heeltyd oor die Carnivore video's gekom van Kobus op Facebook en die plekke. En ek het op 1 Februarie hom gekontak en ons het 1 Februarie begin met hierdie ding. So, as daar nou een ding is wat jy vir jouself wil doen, as jy nou iets ordentliks wil doen jouself die guns en probeer hierdie. En ek sê spesifiek probeer, want ek weet jy gaan dit nie los nie. Waar ek nou trek, ek het 1 Februarie begin, ek is nou seker wat 4 maande in. Waar ek nou trek en ek sien dat dit ooit weer afgaan nie. So, elkeen se situasie en sy lyf is uniek, maar daar's een konstante ding en dis om die regte goed te eet op die regte manier om te verstaan hoekom jy dit doen. En dan kom jy tot by die antwoord op gevolgtrekking uit. Jy kan dit nie regtig los nie. Hoekom sal jy wil teruggaan na die goed wat nie gewerk het vir jou nie? Ek praat van iets so simpel soos om 'n stukkie kaas te eet nadat jy ruk lank skoon is en ewe skielik sukkel jy met allerlei goed wat jy nie geken het vir die laaste 3 of 4 maande nie. Dis so klein en so simpel soos dit. Al die ander dinge soos die gewigsverlies en goed dis 'n bonus. Dit is absoluut lekker en mense kry komplimente en goed daaroor, maar in dieselfde tyd dan help dit ook vir iemand soos ek wat operasies en goed gehad het op die rug en so. As jy mobiliteit nie lekker was nie en daar's ander vriende wat ook al getuig daarvan, dit help om die gewig te verloor, maar dis nie alwaar dit gaan nie. Daar's 'n klomp ander goed onderliggend wat verander en wat beter word en gesondheidssituasies wat baie verbeter. Die gewig is bo op dit, maar dit help geweldig met die res van die goed ook. So as ek net so vinnig begin op die lysie, die rugbesteding het ek genoem, die tweede rugoperasie het ek gehad einde 2024 en na daai ene was dit eers na gewees. Toe het ek regtig gesukkel om te herstel. Op daai stadium het ek gesukkel met tandvleise wat seer is en wat baie sensitief is. Ek het seertjies in my mond gehad as gevolg van 'n bytplaatjie waarmee ek slaap. Kon nie ontslae raak van die goed nie. Ek het met Carnivore begin, soos ek gesê het, op die 1 Februarie en dit was die Sondag en die Woensdag, toe is die seertjies weg. Ek was baie verbaas geweest want ons het meer as 'n jaar gevat saam met dokters en tandartse en goed
om te probeer agterkom wat dit is en om dit weg te kry. 3-4 dae se tyd, 3 dae gewees effektief. Op die Carnivore, toe is die seertjies weg, ek het nie seer in my mond nie, en die volgende week toe is die letsels weg. Die inflammasie in my rug, het ek die laaste fysio gehad vir my rug op die 2de Februarie, 'n dag na ek begin het met die Carnivore. Die week daarna, wat my volgende opvolg, eintlik na dieselfde week sou ek weer 'n opvolg gehad het, ek het dit gekanselleer want dit was nie meer nodig nie. Ek het nie meer seer gehad in my rug tot die mate dat ek die fysio nodig gehad het nie. Ek het geen spierspasmas meer gehad in daai eerste week al reeds nie. My brein was helderder na 'n week, so met breinfok wat verbeter het. My energievlakke het verbeter na die eerste week. Dit is so 'n drastiese verskil hier maak. Dit klink ongelooflik, maar probeer dit. Tans is my energievlakke beter as toe ek 25 was en ek sal self sê 18. Ek het geen probleme daarmee nie. Ek het nie meer hoofpyn gehad nie na 'n week. My vel het hulle vir my gesê lyk beter na 'n maand. Dis nie die tipe ding waarna 'n man kyk nie. My beweeglikheid is baie beter. Tot die mate dat ek begin 'n mate van sport doen het. Dis eenvoudige goed, dis nou nie hardloop of niks nie. Ek is nie gebou vir hardloop nie. Maar daai is baie beter. Ons eet nie dier nie. Dis vleis, dis eiers, dis vet, dis botter. As mense sê almal vleis is dier. Nee, dit is nie. Jy koop by die regte plek en jy eet die regte tipe goed. Johan het nou genoem van cravings wat ou nie meer het nie. Dis veral vir goeders waar sonder jy nooit voorheen kastig kon klaarkom nie. Jy kry daai eenvoudig nie meer as jy die regte hoeveelheid vet eet nie. Want dit is jou energiebron van daar af aan. En daai cravings wat van die brein gedeelte afkom, daai prikkels wat kom, word net daar gestop. So my bloeddrukmedikasie is baie minder. Ek het op 'n stadium totaal daarvan afgegaan, maar toe uitgevind dat dit bietjie sensitief is. Ek is weer terug op omtrent 'n kwart van wat ek aanvanklik was. My bloeddruk is heeltemal stabiel. So ek gaan aangaan met dit totdat my bloeddruk weer drasties begin laaggaan en dan sal ek dit weer verminder. Hierdie is nie 'n korttermyn ding nie, dis 'n ding wat jy jou liggaam monitor en ek het meer as 50 jaar gevat om in die toestand te kom waar ek nou is, plus 2 rugoperasies. Ek kan net sowel 'n bietjie tyd insit om uit te vind hoe om dit reg te doen. Briljant. So dit is so 'n kort Kobus, dit is nie 'n kort nie, maar dit is so 'n gedeelte daarvan. Ja. Dit is wonderlik, Heinz, en ek wil regtig saam met jou stem daarso, en soos jy ook weet op die bootcamps wat ons doen, wat my opinie is oor byvoorbeeld bloeddrukmedikasie, gebruik dit as jy dit moet gebruik. Jy weet, as jou dokter vir jou sê, jy moet dit nog steeds gebruik dit totdat jou dokter vir jou sê, dit is nou, jy weet, tyd dat jy dit moet minder maak. En dit is so belangrik dat ons 'n mooi paadjie met ons dokters stap, maar ek dink wat die coaching lekker maak en die bootcamps lekker maak, is ons kry die kennis. Ek het vandag weer vir 'n coaching vriend gesê, die kennis wat ons kry op die opvoedkundige bootcamps, rus jou toe om 'n ingeligte gesprek met jou dokter te voer oor medikasie, oor besluite. Ons is nie een van ons hierso is dokters, sover ek weet nie. Daar is wel 2 dokters wat ek al gecoach het, maar die feit van die saak is, ons is nie slimmer as dokters nie, ons kan net wel slim vra. En ons kan ook goeders klankbord met ons coaching vriende, en ek wil ook vir jou eens sê, baie dankie vir alles wat ons al by jou geleer het, en dit is so, daar slim mense op ons platform, en dit is, ek voel geëerd om met julle geassosieer te wees, en ja, so dit is lekker om julle aan boord te hê, maar baie geluk met jou beweeglikheid, energievlakke, breinwasigheid wat weg is, tandvleis wat sommer vinnig gesond geword het, ja, en dit is, en as ek reg onthou ook, die feit dat jy nie is fysio, sommer nodig gehad het vir die ruggedeelte nie. Jy weet, so dit is groot wenne, wat sommer binne 'n kort tydperk baie beter geword het, en ek dink die feit dat jy sê dat jou energievlakke so goed is, selfs beter as, jy weet, toe jy baie jonger was, dit is 'n groot prestasie hoor, en weer eens baie dankie hoe jy die coaching doen. Hy stuur elke bordfoto deur na my, en hy klankbord alles met my. Dit is so lekker om hom aan boord te hê. Dit maak die coaching so lekker. En ek dink Heinz, dit is waaroor dit gaan. En in Sondag aan se bootcamp het ek ook dit mooi uitgespel. Die coaching vriende wat die beste doen, is die ouens wat inkoop op die
bootcamps, wat die bordfoto stuur, en op die lives uitkom, en ek weet daar is omstandighede waar mense nie goed kan bywoon nie, ek verstaan dit heeltemal, maar hulle luister dan die bootcamps ten minste na die tyd, jy weet, daai tipe van ding. So, ja, maar baie dankie. Jy het ook 'n klomp kilogramme verloor, ek weet jy hou nie daarvan om oor jou kilogramme te praat nie, maar ek dink dit is 'n groot prestasie in elk geval, en ek verstaan waar jy vandaan kom met die persentasies en goed, maar hoeveel het jy al verloor? Ek weet jy het seker nie weer onlangs geweeg nie, nee. Ek het vanoggend gekyk, Kobus, ek's nou 24,5 kg af. Uitsa. Nee, maar mooi. die 24,5 kg is een ding, omdat ek nou bietjie meer beweeglik raak en goed, is ek seker daar's nou 'n bietjie spiere wat aan die gang kom ook, die wat weggekruip het voorheen. Yes. So, dit is my meer sigbaar om my klere groot is. Ja. Ek was op 'n stadium met 46 of 48 broekgrootte, wat vir my baie was, en ek is nou op 38. My hemde is van 'n 3XL af nou na 2XL toe, maar my skouers is groter gebou. So, ja, dit begin baie mooi aankom. Ek moes belde laat korter maak en het self van hulle korter gemaak. Die goed hang nou nie meer soos 'n ster, die punt uit en so nie. Ja. En soos ek voorheen vertel het van, ou kan nou vlieg sonder dat hulle elke keer vir jou 'n seatbelt extender bring, dis wonderlik. Hy is 'n groot prestasie, ja, ek sal nooit vergeet daai foto wat jy vir my gestuur het, met jou 3 belde wat jy moes korter maak. Toe maak ek mos daai video vir die boelies, sê gaan praat met Hein se belde man. Ja, nee. So, nee, dit is so eens, en weet, dit is wat julle getuienisse so lekker maak. Ek kan net dink hoe goed voel jy, en ek kan net dink, jy weet, jou gesin, hoe sien hulle hierdie suksesse wat hulle geliefde nou so kry, en ek sê altyd, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan eintlik oor jou geliefdes, dit gaan oor jou gesin, jy weet, waarmee los jy hulle, gaan jy in 'n situasie wees waar jy dalk nie jouself kan versorg nie, en ek wil nie op enigiemand se tone trap nie, maar die realiteit is, as dit in jou vermoë is om jou gesondheid reg te kry en uit te sorteer voordat jy probleme het, dan dink ek is dit daar's 'n verantwoordelikheid op jou, en weer eens, ek sê weer, daar is omstandighede wat nie 'n persoon se skuld is nie, dis anderster, maar die meeste van die gevalle, julle weet, nee, dit is leefstyl wat nie reg is nie, wat vir ons metaboliese probleme veroorsaak, en dit is waar die meeste van die probleme maar inkom. So, nee, dankie vir jou voorbeeld man, en jy is heeltemal reg, ek dink jy bou baie spiere op hierdie stadium, so dit kan baie gebeur, dat spiere trek water ook, jy weet, en daai tipe van ding, dit is so, ons gaan môre daaroor praat in die menopause bootcamp, jy kan nie glo ons doen 'n menopause bootcamp, ons praat oor spiere nie, en spiere vir menopause, so tussen hakies, is baie belangrik, so julle sal nou môre, sal julle nou hoor, hoekom is spiere so belangrik vir menopause. Ja, maar ja, is daar nog iets wat jy wil bysê, Eens? Kobus, dalk net op voorbeeld wat jy nou net gesê het oor hoekom mense doen. Ons is geskape met 'n doel, en dit maak nie sin om jou liggaam te saboteer deur verkeerd te eet nie, en ons het dit nie altyd verstaan nie, dit begin 'n mens inhaal op 'n stadium. Nou, as 'n mens dit kan omkeer, as 'n mens dit kan regstel, waarom sal jy dit nie doen? Jy behoort jou doel uit te leef, en as dit 'n mens se doelwit is, en dit is 'n mens se verstaan daarvan, soos wat ons in die bootcamp verstaan, daar's 'n geestelike sy ook, wanneer ons verstaan dat ons 'n doel het, dan behoort ons nie die tempo waarin ons leef, tot nadeel te wees nie, dan moet die mense dit regmaak. So, oom Neville het altyd gesê, hy wil nie perfek hemel toe gaan nie, maar hy moet by die doel uitkom vir sy lewe. So, dit is om te kyk na jou liggaam. Ja, baie waar. Ek hou van oom Neville Norden, baie, dis nou tipiese sout van die aarde persoon. Ja, nee, dit is so, eens, alles het 'n effek, en op 'n dag, die verantwoordelikheid stop by mens self. Dit is so, jy is verantwoordelik vir die meeste van die goed, wat met
in jou liggaam gebeur. Nie alles nie, maar meeste van die goed. Ja. Kom ons hoor 'n bietjie, wat sê julle van wat Heinz nou gesê het? Baie wysheid, né? Kom ons hoor 'n bietjie, wie wil graag inkom? Sê, Frans, jy kan gerus inkom. Dank weer Kobus en almal wat inluister. Ja, ek het laas jaar September begin met Carnivore. Ek was op ander dieete ook gewees en daar ook gewig verloor, maar ek het op 'n stadium gekom waar ek die kinders gaan sien het en ek nie baie gelukkig was met die uitslae en redes wat vir my gegee was nie, en toe het ek opgegee. En dit het my toegebring laas jaar Augustus, waar ek bietjie deur 'n emosionele depressie gegaan het en ek 'n bietjie my gesondheid benadeel het. En ja, toe begin ek in September met Kobus en daai stadium het ek 170 kg geweeg en goud gehad en kon nie loop nie, my voete was seer, my rug, sportbeserings in my knie. So ja, vandag 274 dae Carnivore, kan ek sê dat ek so 30 kg verloor. My beweeglikheid is beter. Laas jaar moes ek met 'n kierie loop op vakansie en hierdie jaar kon ek saam met my vrou op die strand loop sonder 'n kierie. Jou beweeglikheid word beter, jou lewenswyse verbeter en ek sê altyd, Carnivore is nie vir my, is nie maklik nie, want het vleis en eiers en vet en jy moet allerhande goeders opgee wat lekker is en maar as jy kyk na jou leefwyse, dan wil ek nie terugkyk na daai lekker eetgoeders nie en soos ek sê, dit is nie maklik nie, want ander dieete moet jy goed afweeg en ek wat nou nie so slim is nie, my vrou het altyd die weeggoeders gedoen en die goeders en daarom nou ook bemoeilik, so Carnivore is maklik, want jy gooi 'n stuk vleis in die pan en 'n stuk eiers en nie lekker, 'n stukkie vet daarby. So my ander op stadium, dink ek nie, ek kan terugkyk en sê oor die my lewe sleg nie, so my storie. Ja, dit is 'n pragtige storie. Ek het hou van daai woorde wat jy daar gebruik het. Dit het my lewe verander. En die coaching vriende ken nou al vir Frans. Frans het so getransformeer, weet van sy eerste coaching sessie af en dit is so lekker om jou voorbeeld te volg. Natuurlik jou familie is ook nou hierso in die live en dit is so lekker om dit so te sien hoe hulle ook geïnspireerd is deur jou suksesse. En baie geluk met die 30 kg beweeglikheid wat verbeter is, maar daai woorde wat jy daar gesê het van dit Carnivore het jou lewe verander. En weer eens, Frans, baie geluk met wat jy reg kry, die manier wat jy die coaching doen, die manier wat jy die bootcamps bywoon, die bordfoto's wat jy stuur. Frans stuur elke dag 'n bordfoto, jy weet, en uit hierdie hele accountability ding en Elmarie ondersteun hom. En dis waaroor dit gaan. Jy weet, hy het baie sterk redes hoekom hy doen wat hy doen. Is dit elke dag maklik? Nee, dis nie elke dag maklik nie. Maar hy het homself reg opgestel vir sukses. En hy druk deur, hy byt vas en hy het hierdie groot suksesse wat hy kry. Het hy 'n baie moeilike metaboliese situasie? Ja, hy het. Maar hy het al baie verbeter. En dis waaroor ons ook gepraat het in die vorige mindset, jy weet. En dis wat die coaching lekker maak, is ons kan mekaar herinner aan ons suksesse. Jy weet, ek het byvoorbeeld daarso vir Frans uitgewys hoe hy verbeter het op sy, soos hy nou genoem het, jy weet, sy verskillende vakansies, hoe die
amper sê ek trappe van vergelyking in beweeglikheid verbeter het, jy weet. En Frans, op die volgende vakansie gaan jy hardloop en frisbee kan speel, hoor. So, Ek is die gebou vir hardloop. My vrou is nie ek. so jy het Ek sal ja. Ek het 'n kar. ongelukkig het ek nou uitgevind dat Elmarie die Two Oceans doen. So jy het moeilikheid. So, ja, pragtig. Ja man, dit is mooi. En Elmarie, baie dankie dat jy vir Frans so mooi ondersteun. Ja, dit is pragtig. Ek en Elmarie en Frans doen so saam coaching. En hoe dit werk is, as jy 'n geliefde het wat nie eers altyd self karnivoor doen nie, hulle kan ook insit op die coaching, net vir morele ondersteuning. Sommige tye gaan die geliefde later aan karnivoor doen, of dalk keto word, maar dit kos nie meer om 'n geliefde in coaching saam te kry en saam te praat, en weet jy wat maak dit lekker, net, dis ietsie wat julle saam kan doen, jy weet, of ten minste die coaching dan nou, dit is iets wat jy kan saam bywoon, die bootcamps, en jy kan die mense leer ken, en jy weet, deel in die wenne, en dit is waaroor dit gaan oor daai samehorigheid. As jy regtig so baie bootcamps bywoon, soos Frans hulle bywoon, en Heinz, en almal wat nou hierso is, dan jy leer later die mense ken op 'n menslike vlak. Jy weet, en dis waaroor dit gaan, is regte mense met regte situasies, en dis lewende getuies. Ja, baie dankie vir julle getuienis, Frans, ek waardeer dit. Ja, dankie Kobus, dankie vir jou vir die ondersteuning en die leiding daarin. Ja, dit is net 'n plesier, man. Ja, en wat Frans nou ook gesê het, staan my nogal, jy weet, dit maak dit vir my oop. En dit is die kognitiewe verbeteringe. Jy weet, hy het ook gepraat van die donker plek, waar baie van ons maar soms onsself bevind. Maar weet jy wat, nee, hy het opgestaan uit dit uit. En wat so lekker is, hy het hierdie vrymoedigheid om daaroor te getuig. En dit is waar bevryding inkom, is dat jy getuig daaroor, en jy weet, daar's krag in jou woorde, en jy maak dit sterker en vaster, en ja, dit is wonderlik, en jy bemoedig iemand anderster. En net om te bevestig wat Frans daar gesê het, is baie van die kognitiewe probleme, ek praat van depressie en angs, kom van verkeerde eetleefstyl af. Nou daarmee sê ek nie dat alle angs en depressie is verwant aan verkeerde eetleefstyl nie, maar baie is. Omdat jou brein basies inflammasie het as gevolg van die geweldig baie suiker wat jy eet en die stysel wat mense eet, is daar letterlik inflammasie in die brein. Nou, omdat Frans karnivoor doen, en omdat hy in ketose is, gebruik sy brein ketone, en hy het hierdie stabiele energie, wat hy kognitief fantasties doen. Hy doen ongelooflik goed, en soos Heinz ook gesê het, sy energievlakke is baie goed. Ja, so dit is nou maar net hoe dit is. Kom ons hoor 'n bietjie daarso. Gustaf, julle moet inkom, Billy, julle moet gerus praat, Liesel, Isabel, Johan en Louis, en Marcel. Daar is hy, Louis, jy kan gerus inkom. Net jou microfoon, Louis. Daar is hy. Hallo julle. Dag sê. Ja, Kobus, ek sit sommer hier lees 'n ding wat ek hier langs my het. Jy kan nie 'n vyand verslaan wat jy steeds onthaal nie. Dis nie 'n stryd nie, maar 'n geheime ooreenkoms. En dis nou sommer 'n ding wat ek hier het. Ek is besig om 'n boeta te help in sy persoonlike lewe. Jy ken nou my agtergrond met die Wilfried se vader waar ons met die manne werk. En ja, ons het nou onlangs 'n mannekamp gehad en die kommentaar oor my voorkoms was nogals interessant geweest, maar ek het dit geniet, want kyk, maak nie saak of dit positief of negatief is nie, jy weet, daar's 'n verbetering in jou voorkoms, so dit op sigself is 'n bevestiging. Maar ja, Kobus, julle praat awesome dinge vanaand, en selfs nou die aand se laai wat ek nie kon bywoon nie. Maar ek is nou so jaar en 6 maande op die karnivoor. Ek is nie baie groot nie, ek is maar 1,78 cm. Ek het, toe ek begin het met die karnivoor, Desember 24, het ek amper 100 kg geweeg. En ek moes maar 'n besluit neem.
oor my gesondheid. So intussen is ek af na 83 toe, ek staan tans op 83. En ja, dit was vir my, daai eerste 2 weke was vir my baie erg. Ek het nie met Kobus dadelik op die coaching gegaan nie, ek het dit nou eers van hierdie jaar af begin doen. En ek het maar ander ouens dopgehou en geluister wat hulle sê, en ek het besluit, ek gaan die strengkart nie voorvolg, en dis vleis en water. En die eerste 2 weke was vir my baie sleg. Ek het gout spikes gehad, ek het nierstene afgebring, dink 6 nierstene op daai stadium. Dit was maar die mekaar storie, maar ek het uitgehou, aangehou, en ja, nou is ek op 'n jaar en 6 maande, ek het by Kobus geleer, ek het baie foute gemaak, goed wat jy dink jy reg doen, ek dink as ou wêreldwyd karnivore volg, dan kom jy agter, daar's ook maar ouens wat dinge nie heeltemal reg doen nie. En maar ja, Kobus, so dankie vir jou, ou leer saam met jou baie dinge, en ek dink, ek het dit genoem op een van die vorige lives ook, ek het gaan kyk na al die wenne wat ek gehad het, en net so 'n bietjie gaan nalees, hoekom het ek nie meer nierstene nie, en hoekom het ek nie meer swaibrand nie, hoekom het ek nie meer C-reflux, en dit is baie interessant, ek dink elke ou kan net so 'n bietjie 'n kort studietjie doen van, wat het eintlik in jou liggaam gebeur. So ja, ek is tans besig met 'n koffie vas, ek het vir Kobus nou die dag gesê, ek is nou so 9 dae, in die laaste 9 dae het ek 1 koppie gedrink, en as ek nou normaal gegaan het, sou ek nou amper by 27, 30 koppies koffie gehad het. So ek kon nog nie regtig agterkom of daar 'n verskil is nie, maar ek gaan maar nog so 'n bietjie aanhou, Kobus. Ek het 'n vermoede daar is 'n verandering in my gewig. Nou nie dat ek elke oggend op die skaal spring nie, maar ek kom agter, soos ek dink Heinz het gesê, van die klere drag. Weet jy verloor nie regtig kilos nie, maar jy kom agter dat jou vel verander, veral in die gesig, klere sit anders te, skoene sit los, dit is nou iets vir my, iets niets. My skoene sit sommer los, is eintlik 'n frustrasie, ek kan nie hy skoen meer veter, meer vaster trek nie, maar daar is beslis 'n verandering. Tjoe, wat 'n pragtige getuienis. Hoor hierso 17 kg af, soeibrand wat weg is, maar ek weet jy het 'n klomp wenne, ons het dit eendag getel, ek dink is amper 18. Ek wil jy nie so 'n paar extras noem, maar voor jy dit nou noem, eers reg wees hierdie, toe jy nou daai gesegde praat, toe skryf ek dit nou neer, waar jy gesê het, jy kan nie 'n vyand verslaan, wat jy steeds onthaal nie. Ja, dis bietjie diep hoor. Ja, dit het gesê, dis nie 'n stryd nie, maar 'n geheime ooreenkoms. Dis iets wat jy self weet. Niemand anders weet daarvan nie, so dis hoekom dit 'n geheime ooreenkoms is. Maar ja, is baie treffend. Ja, maar jy het ons nou lus gemaak, so sorry, jy moet nou maar 'n bietjie voor Gustaf nou praat met jy, nou maar eers bietjie vir ons bietjie byskrifte bysit. Want en baie dalk dis ook maar na aanleiding van die mannekamp wat 'n boeta ou getuig maar daar oor die persoonlike lewe en persoonlike foute wat jy gemaak het in jou lewe, en een van myne was maar, ek het amper ons huwelik opgeneek, en Vader het ons genees daarvan, en ek en my vrou, dis my vrou se getuienisse vandag, Reconciliation of Marriages, en dan kom soek jy ons raad, en hierdie boeta het uitgereik, en ja, dis lekker as hy uitreik, weet, as hy uitreik, dan wil jy, as jy nie wil nie, dan raak dit baie moeilik, maar ja, ek het die ander paar neergeskryf, sommer vinnig, nou is verwerp passiwiteit. Nou, hoe ek dit terugtrek na karnivoor toe is, weet, 'n karnivoor is 'n doelbewuste optrede. Jy kan nie sê jy doen vandag karnivoor en môre nie, maar soos ook maar in ons persoonlike lewens, ou kan nie passief wees. Van julle wat gesê het, ja, julle het op die bank, jou couchpartyt hou, julle het op die banke gesit, julle kon nie anders nie, en awesome vir julle om daai besluit te neem om daai passiwiteit te verwerp en te begin beweeg en 'n besluit te maak. Die volgende is neem autoriteit. Weet, met karnivoor moet jy besluit wie se beheer. Jy of jou cravings, jou gewoontes, jou drange om verkeerd te eet. Aanvaar verantwoordelikheid. Jy noem dit altyd, Kobus, vat verantwoordelikheid van wat in jou mond sit, want as jy hom gesluk het, is hy verby. En weet, dis maar dieselfde met drankbruik en dwelms en goed. As jy daai ding nog nie gespuit het nie, dan kan jy nog besluit maak, maar as jy hom gespuit het, jy hom gespuit.
En dan ja, goed wat vir my uitstaan in my persoonlike reis met Carnivore en ek dink Frans het dit nou genoem. Jy kry selfvertroue, jy kry selfrespek. En dit laat toe dat jy met 'n oortuiging loop, 'n oortuiging praat. Nou daarmee saam kom jy al die kennis wat ons by jou opgedoen het en wat ek by jou opgedoen het, en jy kan nou begin praat oor die goed. Weet, daar gaan altyd iemand wees wat sê die Carnivore is verkeerd of is ekstreem of dit gaan nie werk nie. Maar dis maar so in die lewe ook. Weet, ons manne, ons weet van beter, ons weet van beter dinge, maar ons is bang om iets te sê, want ons is bang vir wat die ander manne gaan sê. Maar handel met oortuiging, weet, stap vooruit. Ons het dit genoem in die begin, ons staan met 'n geestelike weermag hier saam met ons. Hoekom sal ons bang wees? En dan die laaste een is gee vreesloos leiding. Daarmee saam, dit maar alles wat ek nou genoem het. Omdat hy op 'n pad stap saam met julle en hoor van julle wenne, kan ons vir ander mense sê, hoorie maar, luister net na hierdie gesprek, of daai persoon het dit gehad en dit het verbeter. So dit is wonderlik wat ons hiermee besig is, Kobus. Ja, hierdie is 'n briljante, dis nou wat hulle nou in Engels noem 'n masterclass, hoor. Yesterday, ek like it. Louis, is daar 'n plek waar mense jou kan kontak of 'n World Needs a Father kan kontak? Ja, hulle het 'n webwerf, dis 'n beweging wat deur Cassie Carstens begin is in 2002. So hulle kan op hulle webtuiste gaan kyk, ek is nie seker wat dit is nie, maar jy het my selfoonnommer, as daar iemand is wat my wil kontak, kan ek hom op die regte spoor sit. Daar is verskeie dorpe in die land wat reeds hierdie beweging aanbied, ouens wat dit aanbied, en dan is dit ook, ek dink ons staan nou op 152 lande in die wêreld wat hierdie beweging aangebied word. Die naam is The World Needs a Father, maar in 2018 het hulle 'n kursus geskryf, The Mother Design, wat gaan oor die ma in die huwelik of in die familie. Ja, dis pragtig. Ek wil net gou hier 'n paar punte, net vir die duidelikheid daarvan. Yes, dit is so briljant, mens kan dit nie sê net sommer onder die mat invee nie. Ja, daarso het jy gesê, verwerp passiviteit. Yes, dis so briljant. Verwerp passiviteit. Yes, dis 'n T-shirt daai. Ek dink ek en jy moet 'n T-shirt druk en dan sal ek laat Heinz dit vir ons bemark en Frans kan dit dra. Ja, ons wil dit vir die ouens gee wat nie kan hardloop nie, dat die mense mooi kan lees wat daar staan. Ja, verwerp passiviteit en dit is briljant. Verwerp passiviteit. Dit is Carnivore se motto, jy weet. Verwerp passiviteit. Dit is so briljant. En dan neem autoriteit. Neem autoriteit, joh, dit is so waar daarin, nee, neem autoriteit. En handel met oortuiging. Handel met oortuiging. Ja, dit is soos, ja, doen dinge reg, nee, en handel met oortuiging. Ja. Dis reg, ja. Die een net voor hom was aanvaar verantwoordelikheid. Aanvaar verantwoordelikheid vir jou eie liggaam. En ek dink dis wat ons nou klaar gedoen het, ons het daai verantwoordelikheid gevat. Jo, dis briljant. Aanvaar verantwoordelikheid. Ja, en dan was daar gewees, gee vreesloos gee vreesloos leiding. Dis briljant. Hierdie goed is briljant, hoor. Dit is soos top notch, hoor. Ja, dit is lekker, man. Ag, ek is bly, jy sien ek jongens in die begin van hierdie live gesê, jy spreek in my lewe, en min het ek nou geweet, ek gaan 'n masterklas bywoon. Ja, maar dis al wederzijds Kobus, en dis wederzijds vir julle almal. Dit van die goed wat ek nie kan bywoon nie, luister as 'n ou ry, en ek het vandag vanoggend julle live en nou die aand geluister. Ons het nie krag gehad vir een of ander rede, so ek kon nie inskakel nie. Ja. Maar ja, dis net amazing om te hoor hoe ouens se liggame genees. Dis is so. Hoorie so, voor ons vir Gustaf nou 'n geleentheid gee, sê net so 'n paar van jou wenne, jy het so baie, dat ek dit op die bysit asseblief. Okay, ja, ek het nou genoem van die gout en die nierstene. Ek kon nie op my rug lê en slaap nie as gevolg van die suurreflux, daai wat die suur in jou keel opstoot. Ek weet nie, dit hou seker maar verband met soeibrand, wat ek ook glad nie meer het nie. Yes. Ek het altyd met 'n sakdoek om my sak geloop as gevolg van sinus.
En dis alles weg, ek het geen ligwegprobleme nie. Bloeiende tandvleise wat gesond geword het. Daarmee saam loop ek nou met tandestokkies in my sak, want die vleise tussen my tande vas as gevolg van die tandvleise wat herstel het. Maar ja, dis nou maar 'n goeie frustrasie daai. Ja. Dan, my ruste na hartklop is af van oor die 100 na 85. Ek het dit lanklaas gemeet, my bloeddruk's normaal, hy was altyd baie hooggeel geweest, hy is nou in die groen, normaal, konstant, ek het baie energie, ek snork nie meer nie, dis interessant een wat van my vrou afkom, en daarmee saam ook, sy sê ek het 'n baie goeie gemoed, maar dit is so, sy snork nou harder as ek. Maar daar is nog vele meer, angstigheid, ons het hele dag die bootcamp gehad oor angstigheid, ek is af van my pille of my medikasie af. Kobus, daar's nog 'n paar, maar ons gee die ander ouens ook 'n kans. Baie dankie, Louis. Dit is kragtig hierdie hoor. Nee, kyk, hierdie gaan iemand nou help. Baie dankie en dankie vir jou vriendskap en jou ondersteuning. En Louis ook, hy stuur elke bordfoto deur, hy's op elke bootcamp waar hy kan wees. En dit is so lekker om die pad saam met jou te stap en weer eens, soos ek nou gesê het, daar's absolute rede hoekom jy deel is van hierdie coaching vriende en vanaand sien ons nou hoekom, want jy spreek in mense se lewens in. Dit is nou maar hoe dit is. En dieselfde met die eetery, ons almal sê ons het verkeerd geëet en as jy terugkyk op jou lewensreis ook, was maar op die verkeerde pad. Al het die kerk toe gegaan, daar moes maar baie dinge verander. Met die Vader se genade kon ons dit doen. Ja, nee, wonderlik. Kom ons hoor 'n bietjie daarso, Gustaf, jy kan gerus inkom, baie dankie dat jy ook hierso is. Hansie en almal. Ek gaan ook nou soos Louis nou instap met die ding wat ek vandag afgekom het. Nou, ons praat altyd van, ek was met my rug teen die muur, né? Hierso kom hy nou, daar kom ek dag, wanneer die pyn van dieselfde bly, groter word as die vrees vir verandering. Nou ja. Dit is briljant, hoor. So daar kom 'n dag. Vir jou ook gestuur. Jy het. Ja, dit is maar, dit kom maar net neer op, jy het nie meer 'n keuse nie, né? Ja. Ek het al baie keer in my lewe, omdat ek nog maar altyd 'n groterige knaap was, het ek maar altyd die besluit geneem om, ek moet nou weer iets doen, want het raak nou net te erg. Maar dan is jy klaar weer 20 kilogram zwaarder as die vorige keer toe jy iets begin het. Yes. En want dit hou ons net 'n rukkie, so diet stories, of jy doen dit, en dan werk het vir rukkie, dan hou jy op, en 6 maande later, dan kom jy agter, maar, jy voel jou right en jy lyk jou right en iemand neem per ongeluk 'n foto van jou en dan sien jy lyk en skrik jou mors dood. En ek het begin 22 Augustus 2024. So ek is nou vandag 552 dae wat ek het al doen. Ek dink 63 kilogram verloor, ek het bietjie lanklaas gekyk. Hoë bloeddrukpille wat ek jare met oggend en aand pille voorgedrink het ek al lank afgeskit. Ek slaap nie meer op enige chemiese pille nie, in feite om geen pille nie. Krampe, ek het baie krampe gekry in die nagte, dis totaal en al weg. Louis nou gepraat van sy hartklop, nou vir 'n ou wat nog op van my grootte is, my hartklop was ook ver oor 100. Nou is hy as ek vir eentjie gaan loop het en so, dan is hy nog onder 100. En as ek wakker word die oggend, dan kan ek op my horlosie kyk en sien ek dat my slaap, my laagste so hier in 65 en so. Nou wanneer ou beteken, hoop hy hou op met kloppie, maar 65 is nou nie sleg as jy slaap seker nie, né? Ja, so ek is nou al 'n lekker rukkie op hier, ek kan nie wag vir die 1000ste dag wat ek op het is nie. Dit is nog 'n rukkie, ek is nou halfpad daar, en dit gaan goed, ek het die probleme met die eetery en so aan nie.
daar is nog 'n probleem vir ons met die bene wat meeste mense seker al van weet wat ons aan werk. En ja, ek was vandag nou weer by my masseuse. En toe sê ek vir ja, ek het al gesien mense loop met hulle knie op die mense se rug en goede. So sê sy, maar sy kan dit ook doen. Ek tog, joh, okay, laat wy, hier trek sy 'n stoel dan uit en van my kuite af. Dit druk sy met haar knie hier op en hier op my rug op my goede. Ek tog, joh, en weet wat, ek voel sommer vanaand lekker los. So dit was nogal 'n weird story, maar dit het nogal ek is nie so styf en seer op my rug en goed as ek nou opstaan nie. So miskien het sy daar ietsie amper raak gedruk, en so aan. Maar, ja, kom ons kom terug by Karnie voor. Ja, dit gaan goed met my. Ek geniet die eetery. Ek laat my nie verlei deur ander mense se kosse en winkelgoedes en reuke en sulke goede nie. Want my kop is reg. Ek het daai besluit gemaak met Louis nou van gepraat het. Dit was my besluit 552 dae terug en ek hou by my besluit want ek het nie 'n keuse nie. As ek nou terugdraai na my ou maniere toe, is dit lang bome toe vir my. So, ja. Nog ietsie Kobus wat jy wil vra? Ja, ek is net so dankbaar oor jou getuienis en jou vriendskap, my maat. 63 kg af, hoë bloeddruk, medikasies wat weg is, krampe wat weg is, en ek dink die beweeglikheid ding ook, Gustaf, dit staan ook vir my uit, dat ek onthou toe jy vertel het, hoe jy begin bome snoei het, wat jy nooit voorkans gesien het, andersins nie. Jy weet, ek het eers 'n snoeiskêre gehad, ek het hom met 'n kombuismes het gesny. Nee, en dit is goed, en dit is wonderlik om te sien hoe jy die kwaliteit van lewe ook terugkry. Ek weet op een stadium het jy ook begin swem, en sovoorts. Bietjie koud nou. Ja, nou is dit bietjie koud, maar die... Ek bly nou by 'n plek waar daar kanale is, wat die mense almal in swem. So somer gaan ek baie swem. Lekker, man. Baie. Ja, man, en wat my net so trots maak op jou situasie is, jy doen die coaching soos 'n ster, hoor. Jy stuur elke dag jou bordfoto, jy's by elke bootcamp waar jy kan wees, en jy getuig hier so op die lives, en jy's 'n legende, man. Ek wil regtig vir jou sê, baie dankie, jy het al soveel mense gehelp, met jou getuienis, en daar's ouens daar buite, daar's nog 'n Gustaf daar buite, daar's nog 'n Heinz daar buite, 'n Frans en 'n Johan en 'n Louis. Weet, hulle luister, en dit is daai ou wat, hy's op moedverloorse vlakte, jy weet, soos jy nou genoem het, jou rug was teen die muur, en ja, ekskuus, jy kan maar nog praat, ekskuus, sê net. Nee, wat, ek wens net mens kan meer mense bereik, want tot my eie kinders sien wat ek doen, en sien hoe ek lyk nou, die verbetering, en ja, my papa lyk goed, en al die tipe goeders, en goed wat ek nie kon gedoen het, die kan ek nou al doen, ja. Maar die penny drop nie by hulle. Ja. Ek sê dat was altyd 'n gehoesery, of 'n siektetjie, of 'n dingetjie, en ek praat van mense wat nou net in die 30's begin ingaan het. Ja. En hulle het hulle eie kindertjies wat hulle versorg, en dan wil ek flou val as ek sien wat die kinders gegee word. En ek sê dat hulle nie weet wat ek vir hulle, ek preek dit, ek sê net vir hulle. Ek het eendag 'n pakkie knickknacks in my hand gevat daar van een van die klein kinders, en ek het agterop, ek kon dit nie lees, want dit is te klein geskryf, toe neem ek 'n foto, en ek maak dit groter. Daai hele een kant van hy pakkie chippies was, man, dit is die verskriklikste klomp goed wat daarin is, jy kan dit nie eens glo nie. Daar's niks natuurliks daarin nie. So, ja, en as jy nou vir hulle sê, kyk bietjie wat is als in die chips, dan
dan sit nou, dan's ek half die verkeerde ene, maar hulle gee dit nou nie elke dag vir die kinders en sulke goed. Maar ja, ek wens die penny wil by meer mense drop, nie net my kinders nie, meer mense. As ek sien die kommentare wat op jou TikToks is en goeders wat baie mense doen. Dit is mense wat nog nie besef, hulle gaan eendag 'n probleem hê. Hulle lewe nou lekker. Ek was ook daar. Ek was ook 20 en 30. Ek het ook lekker gelewe. En nie dat ek nou nie lekker lewe nie, maar jy weet die maklike manier van eet en eet wat jy wil, wanneer jy wil, hoe jy wil, en hoeveel jy wil. Ja. En dit al mens in as jy ouer is. Dit besef die mense nie. Baie waar. En dan is jy klaar siek, dan het jy klaar probleme, en dan moet jy nou iets aan doen. Want dan is jou rug eers in die muur, maar jy kan nou al vandag iets doen daaromtrent, voor jou rug in die muur is. Absoluut. Dit is vir elke jong mens wat nou hierop is en luister miskien vanaand. Probeer dit net vir 30 dae. Maar dan moet jy dit ook reg doen in die 30 dae. Ja, jy doen dit verkeerd, maar dan gaan dit ook nie veel werk nie. Baie beslis. Baie goed. Baie dankie, Gustaf. Daai quote wat hy nou gegee het, wat Gustaf nou gegee het, ek lees nou hierso van sy WhatsApp af, daar kom 'n dag wanneer die pyn van dieselfde bly groter word as die vrees vir verandering. Dis briljant, hoor. Ja, daar kom 'n dag wanneer die pyn van dieselfde bly groter word as die vrees vir verandering. Briljant. My ding is, ek het nie dieselfde gebly nie, ek het groter en groter geraak. En daai het my op die ouend gevang. Jy weet, toe is dit eintlik amper half te laat, maar gelukkig is daar kans om iets aan te doen. Ja, dit is powerful. Ja, dankie my mat, baie groot getuienis en ja, die penny sal drop vir die mense, jy weet, daar's baie mense wat na live luister en selfs ook na die tyd, na die opname, want ek gaan hierdie opname oplaai, en dan is hulle so bemoedig en dan noem hulle partykeer van julle by die naam, hulle sal sê, joh, daai Gustaf se getuienis het net iets wakker gemaak in my. En jy moet weet, nee, jy is totaal onbewus van daai ou se ervaring, maar jy het absoluut hom aangeraak. En ek het mos 'n boek gelees wat sê, if nobody reaches, nobody gets touched. Jy weet so, en jy het nou vanaand uitgereik, jy het uitgereik oor die internet en iemand op 'n positiewe manier aangeraak. Jy weet so, dit is wonderlik. Ja man, kom ons hoor 'n bietjie daarso, wat sê die coaching vriende van Gustaf se getuienis. Isabel, julle kan inkom, Johan ander Johan het daarom al klaar gepraat, Johan Marie, julle kan inkom, Pieter, Nicolien, Michelle, Billy, Santi, Sandra, julle moet asseblief gesels. Kom ons hoor bietjie daar. Wie wil nog bietjie hallo sê? Alright. Goed, as julle nie nog wil hallo sê nie, dan gaan ek sê, dit was 'n baie lekker live gewees. So, hier was nou baie spesiaal. En baie dankie vir almal wat hier was, en groot waardering vir almal wat dit bygewoon het. Ek weet, daar is sommige tye wanneer mens nie kan praat nie, so ek verstaan dit heeltemal. So, dit is reg. Nee, so baie dankie. Onthou, ons is môre, is ons op die Menopause Bootcamp, dit is 10:00, ek sal môreoggend die link uitstuur vir die wat het bestel het, en dan stuur ek dit vir julle uit, en saam met die aanhegsels, as jy toch nie bestel het nie, bestel dit, as jy nog nie coaching gedoen het nie, as jy op nou TikTok of Facebook my hoor, kontak my, WhatsApp my, en julle moet 'n mooi aand hê, Nicolien, Johan, Frans, Louis, Billy, Liesel, Nicolien het ek gegroet, julle moet 'n mooi aand hê, Pieter, Santi, Sandra, Isabel, julle moet mooi bly, dankie dat julle hier so was, en Michelle, mooi bly, Pieter, mooi bly, julle goed gaan, ja, dit was nou baie lekker gewees, baie lekker live, en, sê, nou ja,
daar het ons dit nou, né? Baie dankie vir al die mense op Facebook en so wat daar was, en op TikTok. Veronica, baie dankie dat julle hier was, groot waardering. En dit was nou sommer baie gaaf. Ja, so, Quentin, julle moet mooi bly. Sonja, baie dankie dat jy hier was, groot waardering. En Sean, baie dankie, julle moet mooi bly. Ons sal dan weer gesels. Mooi dag daarso.